Welcome back to SWE's Soul Food with Chanel. This is Inspire Alsis Radio, Making Alsis Lekker Again. Dit is weer ons tweede Sondag van bediening. Yes, ons het vir Sister Rolene Faro. Ek kom Afrikaans sê Faro. As jy Engels is, as het Faro. As je wel smart klonk. Maar niettemin, sy is in die studio en ons het die voorrecht om haar hier te hee, want ek het net so bykie gekyk op my Facebook en toe sien ek een lieflike sister. As sy haar mond openmaak, klink het baie lieflik. En mens kan sien die licht van die Here wat so helder skyn uit haar en net, is net mooi man, as jy weet, dan weet jy. As jy weet, dan weet jy, maar niettemin, sy is hier saam met ons en ons het die voorrecht om haar hier te hee. Ek sal altyd sê, dit is 'n goddelike voorrecht om iemand wat in die huis van die Here kon gewees het, hier te kan hê, want ons verstaan hoe belangrik die huis van die Here is en hoe belangrik dit is vir jou voeding wat jy kry in die huis van die Here, né? En daarom sê ons vir die Here baie baie dankie vir sy genade en dat hy dit moontlik gemaak het dat dit kon gebeur, want kom ons praat met u wat die luisteraar is, ons praat met u wat miskien 'n bietjie teruggeval het, maar wat weet, ja, hy moet nou terugkom, sy moet nou terugkom, want hy is iemand wat die woord gaan bedien, hy is iemand wat net aan die soom van God kan vat, deur sy geloof, en die Here is so getrou en toegewy aan sy eie wil om toe te sien dat sy een skaap terugkeer na die kraal. Amen. So dan is daar iemand weer wat miskien by 'n hospitaal is wat hierdie opname, wat luister na hierdie opname en het miskien nie die Here aan sy kant nie. Maar ons is hier om vir u uit te nooi om na die Here toe te kom, want een ontmoeting met God in jou hele lewe is verander en dit is waarom ons die mandaat vashou aan die mandaat in Matteus 28 vers 19 en 20 wat spreek daar, gaan dan na die nasies toe en maak vir my disippels en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, né? En leer hulle alles wat ek aan hulle aanbeveel het. En op dit wil ek ook aanhaal die feite waar ons is, dit is Palm Sondag vandag, dit is die dag waar ons in die skrif lees hoe die mense gesê het, Hosanna vir Jesus se koms, nee? Hulle het gesê Hosanna, en ons moet op hierdie punt kom op die beseffing van waar ons eintlik is, ons moet kom stil voel, van net volgende week dan is het Paasfees van maandag, van Vrydag tot en met Sondag en dan kry ons nog 'n Maandag by. Maar ons weet op die derde dag het Christus opgestaan. Johannes 3 vers 16 spreek na dat God het die wêreld lief gehad, sodat die wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dis hoekom ons hier is. Ons is hier om die Here se liefde te openbaar en toe te gee wat God aan u wil bekend maak. Kom ons gaan dadelik oor na Sister Faro toe. Sister Faro, welkom na Inspire Alsis Radio. Môre Sunil, dankie, is goed om hier te wees. Ek is bly dat jy hier is, jy het so 'n lieflike persoonlikheid en dit is hoe dit moet wees. Jy ken nie die persoon nie, maar as jy die persoon onmiddellik sien, dan sien jy God. Jy sien die lig van God. En dit is wat vir my getrek het en dit is wat vir my oortuig het deur die Heilige Gees dat ek moet vir u inkry sodat u die woord kan bedien en u doen dit so lieflik soos wat ek gesien het op die socials en ek wil graag u bekend maak want sy is van Elsies Rivier, nee. Sy sal self sê waar Elsies sy is en daarom wil ek net oorgee aan u. Sê vir ons 'n bietjie, wie is u en waar vandaan is u en bietjie van u agtergrond. Okay, Chanel, eers wil ek tog begroet vir uitsig. Ja, als is Ravens by die omliggende areas, julle is vanoggend wonderlik begroet, daar wat julle sit by die huis, moontlik in die kar waar jy ry, wil ek vir julle wonderlik begroet. Nou, ek is Sister Rolene van Elsies Rivier uitsig, groot geraak in 'n huis, waar hulle nie die Here dien nie, en ek is die dogter van Christopher en Brenda Faro, waarvan ek die oudste is van 6 kinders. Nou my pa 2 sette kinders gehad. Hy 3 by my ma gehad en 3 by 'n ander dame. So is 6 siblings, waarvan 2 van my broers op 'n baie jong ouderdom alreeds afgesterf het due to gang violence.
Wat die Here het vir ons gedra. Chanel, ek is 'n baie nederige meisie, humble, baie active in die kerk van God, in die gemeenskap, met die jong mense. Ek is 'n liefde om die werk van die Here te doen. 'n Liefde om met die kinders van die Here te werk, veral met die jong mense. So ja, hy is wie ek was. Okay, so jou agtergrond is nie so ver van myne nie. Kyk, ek het ook hier my familie. Ek is ook van Elsrivier, soos wat som van julle weet. En my familie, my naby familie, hulle was ook nie gered nie. Maar die Here kom op 'n dag en die Here kom so mooi deur en hy kom roep jou. En hy kom roep jou sodat jy die een is kan wees wat vir jou familie kan bid wat nog ongered is. En vertel my 'n bietjie van jou roeping, hoe die Here vir jou genader om tot inkering te kom. Toe was hij 10 bij ons, denk Bishop Alexander, het die 10 gehouden. En dat jaar ga ik 10 toe en ik hou van wat gebeurt niet en ik hou van die muziek, ik hou van die manier hoe mensen die Here aanbid. En dat jaar gee die Here vir my 'n vriendin met die naam van Benedike. En sy kom uit 'n agtergrond uit waar sy groot geraak in die huis van die Here. En sy stel vir my voor om kerk toe te gaan. En daar kry ek 'n ontmoeting met die Here. En ek dink daai jare Chanel by 10 revival gaan ek hy aan huis toe en ek bid en ek sê vir die Here, ek wil graag kerk toe gaan hy jare toe. Dit is so lekker goed gegaan wees. Hy sê vir die Here, ek wil kerk toe gaan, maar ek het nie 'n paar skoene nie. En in my ongeredheid bid ek en die Here kom vir my die. En ek sien en ek kon van my gebed help. Die besigheid help. En die Here seën my met 2 paar skoene Chanel. Praise God. En ek inbox daai jare vir Pastor Alexander op Facebook nog hy jare. En ek sê vir Pastor Alexander, ek het 'n vrees vir die dood en hy nooi vir my eendag kerk toe. En daar gee ek my hart vir die Here en daar kry ek ontmoeting met die Here Jesus. En dis hoe die Here vir my geroep het. Amen. En ek het nooit weer teruggekyk nie. Van hy jare het ek nooit ooit weer teruggekyk nie. Ja, jong. Ons almal is bestem om na die Here toe te kom, maar soms is daar net iets besonder omtrent jou roeping dat jy nooit kan terugkyk nie, want dit is hoe goed God vir ons is dat hy sy hand altyd op jou hou. En is vir my so wonderlik hoe die jong mense wat vas staan, uitstaan. Om het so te stel. Maar Sister Faro is ook betrokken met netbal en Uitzig. En ons allemaal weet hoe Uitzig is. En hier komt een bron van licht. Zij zal vertellen van die een wat die visie gedraaid en ook gedraaid aan haar. Maar zij heeft veel betrokkenheid aan Uitzig en netbalspan. So kan je voor ons vertellen van dat alsjeblieft? Oké, ik is betrokken bij het team Uitzig Eagle netbalsteam. Waarvan Hugo Muller die visiedraer is. En dan het hy my genade, my gevra wat ek deel uitmaak van die team. So ek is tans die sekretaresse en dan help ek om die team af te rig. So ek organise die games, ek is by practice, recruitment en alles daai. So daai is my rol. Ek sal help met social media om die matches te advertise wanneer ons nou recruitment het. Ek help ook met die advertising. So ek het 'n groot rol eintlik in die team. Ek is baie hands-on. Ek is like fulltime besig. Ek is fulltime besig met die team. Maar dat is jou liefde. Dat is my liefde. Dat is my passie omdat ek persoonlik 'n netbalplayer is. En ek dink my suster het VP gaan haal. So as ons 'n bloedlyn kan ek sê as ons 'n bloedlyn. Dat is aan julle bloedlyn. En as jy 'n passie het vir iets en dan voel dit asof dit werk is. Yes. Want jy kry sommer lus om my goed te doen en die Here gee ook nog ekstra lig. You know what I mean? En wat ek wil die visiedraer sal seker nou dat ek weet hoe hy het oorgedraai aan u nie, maar wat het hom nou laat besluit om dit te begin? Jy sien ons jong mense in ons gemeenskap het baie tyd op hulle hande. En hulle gebruik hierdie tyd op al die verkeerde dinge. So omdat netbal al die jare like 'n sport is wat die gemeenskap in mekaar gebring het. Daar was baie teams vir ons, was daar teams by ons, maar wat plat geval het. Toe besluit ek, kom ons begin weer 'n netbalteam. Kom ons hou die kinders besig. Kom ons gebruik vir hulle
om iets goed te begin van hulle gebruik hulle tyd met al die verkeerde dinge. Hoe kan ons nie wel besig om iets goed te begin nie? Ons wil die kinders uitneem om ander plekke te sien, nuwe mense te ontmoet, verstaan nie, sodat hulle beter keuses kan maak, sodat hulle kan sien daar is iets buite uitsig. Daar is iets goed buite uitsig ook, verstaan nie. Toe besluit hy, kom ons begin die netbalteam, kom ons hou se jong mense besig. En netbal bring regtig ons gemeenskap saam. Die support is great. Die gemeenskap in die geheel, hulle support vir ons great. Ek like daai wanneer jy sê like die support is great. Want as jy altyd waar dat support is, dit is hoekom daar baie projekte gespan is, maar dit werk nie uit nie. So in terme van hierdie projek netbal, wat is julle naam? Uitzig Eagles. Uitzig Eagles, daar weet julle dit, Uitzig Eagles. En in terme van hierdie projek, wat ons wil hê is like hierdie ding moet standvastig wees. En die kinders moet dissipline leer, want het gaan nie net oor, jy het die talent, jy het die passie vir dit en die lus vir dit en alles daai. Maar op die einde van die dag, as jou mind nie gedisciplined is in wat jy doen nie, hoekom moet ek na my afrigter eintlik luister as ek hierdie dissipline van dit het nie? Is dat een van die beginsels of die teachings wat jy ook integrate of teach aan die jong mense? Want ons weet, soos jy gesê, dat hulle baie tyd belaan, maar hulle het ook keuses wat hulle kan maak. En alhoewel skool vir ons leer, jy weet mos life orientation, dit leer vir ons ook omtrent keuses. Is dit so belangrik vir groepe om hulle te leer hoe om beter keuses te maak? Is daar miskien sulke tegnieke in terme van julle afrigting wat julle die kinders aanleer? Ons leer vir hulle. Onthou ons is 'n 5-base netbalteam. As ek dit so kan sê as die regte woord. So ek het gesê ons kan niks sonder die Here doen nie. As 'n bietjie challenging because it's different huishoudings wat nou in een groep is. So ja, kan het eie beliefs, eie kerke, different kerke, maar wat belangrik is, die Here is die senter of it all. Ek leer vir hulle, 'n mens moet mekaar respekteer. Whether ons verskillende huishoudings, waar ons uitkoms, omstandighede, ons is hier dieselfde, op dieselfde golflengte. Ek is nie beter as jou nie, jy is nie beter as my nie. Ek leer vir hulle, ons gaan mekaar respekteer, ons gaan mekaar met respect behandel. Ons gaan nie om skoffers, ons gaan nie mekaar uitlag nie. As jy sien jou teammate se skoene stuk en jy gaan nie jou teammate uitlag nie. As jy ekstra pateties het, bless jou teammate. Because soms keer kom 'n mens by sulke groep as die kinders baie snaaks in mekaar. So as ek 'n geleentheid kry en ek kan vir hulle dinge omtrent die Here leer en ek kry 'n opportunity dan bring ek dit in. Because as 'n sport wel, but ek is maar nog geleer oor as waar mens is met 'n goddelik optree. Verstaan nie? En dis wat ek probeer om vir hulle oor te dra. 'n Challenging is uitdaging because die almal wat kerk kan is almal wat uit kerklike huis uitkom nie. Maar die Here dra my, die Here lei my en hy gee my die nodige wysheid om in hierdie verskillende kinders te werk. Verstaan jy? So ons leer vir hulle verskillende dinge. Ons leer vir hulle om mekaar goed te hanteer, om mekaar te respekteer en hierdie klas van dinge om vir hulle te dissipline. Verstaan nie? Van dit gaan nie eindig. Ek sê altyd vir hulle, die netbalteam gaan nie eindig nie. Ek weier om dit te glo. Ons wil vir julle moet VP, julle moet essay. Maar 'n mens moet maniere het, ongelukkig moet jy maniere het en al hierdie dinge. En vir my is dit ook baie belangrik dat wat jy nou praat van respek en dissipline en maniere. Want jy weet nooit waarna toe die Here jou kan dra nie. En wat die Here vereis is dat daar mense is wat glo in die onmoontlike. Want by God is alles moontlik. En as jy die geloof het en die afrigter wat leiding gee, is dan vastig in geloof en kan vir hulle dra, dan kan die Here vir hulle vervat. Want dit is nie net nog 'n hobby om vir jou besig te hou nie. Dit kan jou carrière word. Exactly. En ons moet ons kinders se mind so shape dat hulle groter en beter dink. Dit is Want die stereotypering of die diskriminasie op die kleerlinggemeenskap is dat alles gangsters. Alles volhouding en allerlei tipe goedes. En baie kere, like, soos ek doen die drive-time show ook. En die mense wat ek inbring, ek praat altyd daarvan, like, we need to change the narrative. Ons moet mense begin 'n mind gee, sodat hulle kan opstyg en uitstyg, nee. En in terme van
die netbal. Wat is jou grootste ondersteuning? Wat vereis julle nou eintlik in terme van wat julle nog nodig het? Okay, Chanel op die oomblik, ons niet 'n key. Okay. Hy is so grootste ding wat ons nou nodig is 'n key. Ons het vir ons recently pale gekoop. God, deur die genade van die Here. Maar ons niet key, ons niet exercise equipment, verstaan nie? Ons niet 'n coach, baie belangrik. Ons niet like programme wat ons mense kan sien wat vir ons kan referee. Miskien as ons op iemand kan kry wat vir ons se kinders kan leer om te ref, because hy is so groot needs, verstaan nie? Dan het die kinders tekkies. Alle kinders het tekkies hê van hy so groot uitdaging, because om die kinders skaalvoet speel. En dit is nie lekker nie. Het vat baie aan die kinders, ek sien dit. So ja, hy is so goed dat ons nog basis, ons niet pole. Ja, in exercise equipment in 'n kid, maar die kids vir ons nou like, ons het 'n tydelike kid, maar ons het genoeg vir almal, so nou moet ons so chop and change. En so, maar ja, hy is so goed dat ons basis nie. Okay, net na hierdie musiekbreek gaan ons weer gesels met Suster Faro en net in 'n paar minute dan sal sy die woord van God bedien. Sy is deel van die Uitsig Eagles. En sy het 'n groot betrokkenheid aan hierdie netbalspan en die visie en die droom is dat hulle groter en beter word as wat hulle is. Ja, daar is 'n nood en ons glo daaraan die wat luister dat God in julle harte sal werk om vir hulle uit te help. Veral u wat gebaseer is hier in Elsiersrivier. Sy kan 'n nommer ook los vir julle as julle miskien 'n donasie wil gee van wat ook al soort soos u gehoor het wat die nood is. En so sal ons weer praat na hierdie musiekbreek. There we go. So welcome back to SWS Soul Food with Chanel. Every second week from today on Inspire Alsis Radio, making Alsis Lake again. Today we have Sister Faro. Ik wil net zeggen Faro. Jy weet nooit aan die jare. Jy kan oplag met die Engelse mense nie. Niks is onmoontlik. Maar nietemin, sy suster is hier by ons en sy kokeer vir ons 'n bietjie en ons gesels 'n bietjie oor die netbalgroep wat gestig is. Wanneer was die netbalgroep gestig? Het was gewees Maart, Januarie, Februarie van die jaar. So Uitsig het 'n netbalspan Uitsig Eagles en onder die leiding van Sister Faro en Jugumala en hulle dra die visie in terme van wat hulle wil bereik in Elsiersrivier Uitsig, veral omtrent, soos hy gesê het, daar is baie jong mense wat tyd op hulle hande het en ons sien dit gereeld, ons sien dit elke dag actually, want as die een in 'n gown is, dan is die een met 'n bonnet en die ander een is op die hoek en die ander een met 'n eentjie en so gaan dit aan al die plekke in Elsies, nee, as jy net Uitsig nie, so as al die plekke in Elsies en hulle het nou hierdie ding gehad en Suster dra dit nou uit die visie uit in terme van hoe sy die jong spanne en groter spanne ook onderrig in terme van netbal en ek glo stellig dat hierdie sport omdat daar 'n liefde vir sport is onder nie net Elsiese mense maar die kleurling gemeenskap in geheel weet ek dat hierdie sport is soos 'n ligbron vir hulle om uit te kom uit hierdie ding waar ons jong mense nie net vasgevang is in sekere bad elements, but die keuses wat hulle ook maak en hoe hulle uit daai kan kom en aanleer hoe om goeie keuses te maak, gesonde keuses en hoe dit ook like kan baat vir hulle lewe. Ek weet like vir so mense wil nie altyd 'n effort maak nie. Maar ons jong mense moet nie daai mentaliteit hê van dinge moet net in hulle skoot val en hulle hoef nie te werk nie. En hulle moet kan weet en leer hoe om met deur verwerping op te gaan van regtig waar ek was ook 'n jong mens en ek kom ook daarvan ek was ook op skool waar ek ook moes keuses maak en waar ek ook moes kom leer het van harde werk en uitsoek en uitreik en verdene vra en net aan te hou en uit te hou. Maar hier is
netbal in Uitzig en Uitzig se netbalspan Uitzig Eagles skep hy lig vir hierdie jong mense onder hulle leiding en dit is iets waar hulle uit hulle elemente kan kom of uit hulle omstandighede kan kom en net by mekaar kan kom en net vir die fun van dit en vir die lig van dit en hulle hoor ook van die geloof wat kom en dit net hulle beste kan gee en ons weet nooit wat die Here vir hulle kan dra nie. So om af te sluit in terme van Uitzig Eagles, sê vir ons 'n bietjie, jy het nou gesê van die different ouderdomsgroepe. Is daar nog plek vir die wat belangstel of moet hulle ook net in Uitzig wees om deel te word van die span? Chanel, is nog plek. Ons het die ander dag die post gehad van recruitment. Okay. So, is nog ruimte van baie van die kinders is nog uitgedink, soos maar nou is by elke klub, soos die tyd aansap wat die kinders uit, so is taamlik plek. Vir kinders, ons soek eintlik in die maand male players. Okay. Male players. So as taamlik plek. As taamlik die mense kan kom, sy hoef nie net in Uitzig te bly nie. Jy kan in die omliggende areas sal ek verkies soos Lywes, Klakie, Ravensmeet en Elsies en die verprektes. Okay. Verstaan nie, as uitdaging transport, ons het transport, so kan soos gaan nou die kinders ook kom om hulle te gaan haal en huis so nie. So net transport wise man. As hy transport en sy bly verder, as hy welkom. As hy welkom om te kom. En hoe kry die mense vir julle op die hande? Julle kan vir ons skryf by Uitzig Eagles Netbal Club se Facebook page. Ons het ook TikTok page Uitzig Eagles Netbal Club. Dan kan julle ook vir my kontak op 068 349 8047. Julle kan ook by my Facebook page Orlien Faro kan julle vir my kry, kan julle vir my inbox en dan kan ons dit vanaf. Okay, daar het ons het dit is klaar pas, maar ek wil nou net gou weet want ons presies die jeug wat julle so target. Ons wil met hulle praat vandag. Okay. Nee, jy sê jy baie betrokkenheid in die kerk. Ons weet nou wanneer die Here vir u geroep het en hoe die Here vir u geroep het. Maar soos ek sê, daar is jeug binne die kerk en nie almal is gewillig nie. Yes. So kan u vir ons u betrokkenheid in die kerk beskryf en hoe benader ons die jong mense binne en buite die kerk om ook deel te kan hê in die kerk? Chanel, wat ek sal sê is, soos ek is baie lief om in die jeug te werk. Verstaan nie, ek het maar geleer op 'n baie jong ouderdom, soos ek het mijn moeders beweeg, Chanel. Alle jare beweeg ek mijn moeders. En by die moeders, al op sy my nou moederdienste en al die klas van dinge, en hy is hoe my groei begin het. Ons moet leer om vir die jeug te laat besef dat om die Here te dien in jou jongheid is nie boring nie. Because dat is wat die jong mense dink, is boring om die Here te dien. Sy moet nou lang skare, kopdoeke, baie styf. En hy is altyd die gevalle nie. So ons moet leer om die jong mense deel te maak. Als op 'n Sondag se program, kerkprogram. Verstaan nie? Because baie van die jeug kry nie geleentheid om iets te doen in die kerkie. Verstaan? Dat is waar my groei begin het. Ons was 'n baie klein bediening. Okay. Verstaan nie? So jy was geforseer om op 'n Sondag op te staan. En nou is ek excited van jy gaan jou gereed maak, want jy weet jy gaan Sondag 'n geleentheid kry. So ons moet leer om vir die jong mense geleentheid te gee om deel te wees aan die Sondagprogram. Al is dit nog net om 'n skrif te lees, om 'n lied te sing, maar maak vir hulle deel wat hulle deel voel van die kerk. Verstaan nie? Wat hulle deel voel van die programme van die kerk. Die probleem met ons het, ons kry nie die jong mense in die kerk nie. So ons moet clearly met ons iets doen sodat hulle by die kerk kan uitkom. Maar omdat daai jare dan het mense nog goed zijn magikaal arms, maar ek is een wat die Heilige Gees vir hulle self leer rondom daai. Kom laat ons die hartes op die kinders ook klere dra gee. Soos die jeug man ons, jy weet die jeug het hulle eie slang, hulle wys van aantrek. Moet laat ons status op hulle as dit by klere dra iemand kom nie. Because hy is een van die redes ook die jong mense nie voel van hulle voel nie gemaklik nie. Almal het nie lus nou om langskere te dra, verstaan nie. So ek sal sê ons maniere vind om die jeug binne die kerk te hou. Because soms keer kraak ons die jeug af ook wat binne die huis van die Here is. Ek weet waarvan ek praat, ek was ook jeug. Ek is ook jeug. So ek ken hy, ek weet wat dit is as mens, as ek probeer om die Here te dien as 'n jong mens binne die kerk en jy word afgekraak. So ons moet
ophou om die jeug af te kraak en hulle encourage hulle op te bou. Om vir hulle nou hulle is die jeug van die pastore die evangeliste van môre. So betrokke vir hulle in die dinge van die kerk en ja, dat is wat ek basies sal sê. Okay, and there we have it, like Sister Faro praat van ons maniere van hoe ons die jeug moet benaderen. Nee? En het is voor ons verschrikkelijk belangrijk dat ons uitreik naar verschillende groepen toe. En like voor een jong mens om nog een jong mens te benaderen, dat is klaar een plus. Want obviously dan voelen die energy is like in sync. Okay, want ik ga die gedachte het van nee man, jy maak kerk boring. But at the end of the day, die Here weet net hoe om sekere mense te gebruik om hulle te benader. En om hierdie onderhoud op te rep, Uitzig Eagles is een uitzig gebaseerd onder die gerig van Sister Faro en Hugo. Ja. En hulle het nog plek waar julle kan betrokken raak. Julle kan in Elsies rivier gebaseerd is of omliggende areas. En ook sy het besonderhede vir julle ook gelos. Hulle is op Facebook, hulle is op TikTok. As julle betrokken wil word, sy het haar nommer ook afgegee. Sy kan het weergee wanneer ek gaan afvragen voor dit. En ja, dat is Uitzig Eagles binnen Uitzig. As jy belangstel, contact hulle. As jy wil donate, contact hulle. Want as jy jou service wil, of jou tyd wil donate, doen dit gerus. Want hulle het ook een behoefte, maar ons glo die Here gaan vir hulle deurkom en die Here gaan hulle gebede beantwoord, want dit is 'n lig wat skyn in Uitzig. Om ons kinders nie net dissipline te leer, maar ook om beter keuses te maak en 'n visie vir hulle self te skep waar hulle beter kan voorstreef en beter kan wees, né? So na hierdie musiekbreek gaan Sister Faro vir ons bedien met die woord van God, want sy is 'n woordbediener. Sy gaan vir ons bedien en sy gaan vir ons sommer baie lieflik bedien, so ja. Welcome back to Inspire Elsis Radio, making Elsis lekker again. This is SWS Soul Food Channel and is Palm Sondag mense, is Hosanna dag vir die Here en ons gee net die Here die eer vir wat hy gedoen het in ons lewe, veral vir jou wat weet waarvan af jou saligmaking kom. En nee, is altyd so 'n diepe refleksie wanneer dit kom by jou bekering en hoe die Here vir jou tot bekering gelei het, want is 'n genade onverdiend. Ons was maar sondaars, maar ons is gered deur die genade van die Here. En die Here is so getrou, gedig en almagtig in wat hy is en wie hy is, dat die Here nog steeds lief is vir ons en lief is vir diegene wat nog daar buite is. En hier op SWS is het oor die woord van die Here. Dit gaan oor die mandaat van die Here uit Matteus 28 vers 19 en 20 waar het spreek, gaan dan na die nasies toe en maak vir my disippels doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle alles wat ek aan julle geleer het. Dit gaan oor die woord van die Here, die woord van die Here soos David ook spreek in Psalm 119 vers 105 waar die woord wys my presies hoe ek moet leef, soos 'n helder lig skyn dit op die donker pad waarop ek stap. It is a light unto my feet, soos die Engelse woord verklaar. En dit is hoekom dit vir my belangrik is om die woord van die Here oor te dra en die Here dit so bepaal of geskik gestel dat ons mense inbring wat hierdie woord van die Here kan bedien in so 'n mate dat ons mense na die Here toe moet lei, of jy nou teruggeval het of jy nog nie by die Here is, dit is jou genade geleentheid om terug te keer en om net na die Here toe te kom vir jou wat nie die Here ken nie. Ons wil nie hê jy moet vassit in vrees, want baie mense sê nee, is nie hulle tyd nie, hulle voel nog geen reg nie of hulle sit in vrees, maar die Here is hier en die Here is getrou om vir ons te bedien deur Sister Faro waar sy die woord van God vir ons sal oordra in 'n mate waar ons die krag van die Heilige Gees sal aanvoel
om tot geloof te komen. So ik geef oor aan Sister Faro.